Vriende, op hierdie Pinksterfees bid ons saam. Heilige Gees, Heer en lewendmaker, aan die begin van die tyd het U oor die dieptes gesweef en aan elke lewende wese die asem van die lewe gegee. Die asem wat U gee, laat ons lewe. U maak die aarde nuut. Heilige Gees, Gees van die profete, U ontvlam vroue en manne se harte met 'n passie vir die waarheid, en deur hulle roep U kinders op tot weë van geregtigheid. Kom Gees van geregtigheid en brand in ons harte. Heilige Gees, Gees van Christus, in U krag het Jesus gekom om goeie nuus aan die armes en vrylating van gevangenes te verkondig. Kom Gees van die waarheid, vertoef by ons en lei ons in die weg van die waarheid en die lewe. Heilige Gees, wind en vuur, U het die disippels met vreugde en moed gevul, hulle bemagtig om die woord te verkondig en om goeie nuus met mense te deel. Kom Gees van versoening en maak ons getroue getuies van U liefde. Heilige Gees, Gees van vrede, U breek die skeidsmure tussen mense af en kom genees die verwydering tussen ons. Kom Gees van versoening en verenig ons in die liefde van Christus. Heilige Gees, Heer en Gewer van die lewe, in die volëinding van die tyd sal die ganse skepping nuut gemaak word om U lof te besing. Kom Skepper Gees en maak van ons 'n nuwe skepping in Jesus Christus. Amen. Dit is hier dieselfde Jesus Christus wat vir ons beloof het om vir ons die helper te stuur. Die een wat ons bystaan en die een wat ons lei. Vrede vir julle, beloof hy vir ons, ook vandag. Kom ons lees saam uit Handelinge hoofstuk 2, die Pinksterverhaal, die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2 van vers 1 af. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om dit hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat, dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van hulle dan praat? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons Parthe en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië en die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê, hulle is vol soet wyn. Daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe, Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, dit is immers
nog net die 3de uur van die dag. Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig. En dit sal in die laaste dae gebeur, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal bo in die hemel wonders bewerk, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. Dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, verlos word. En dan lees ons in hoofstuk 2 verder, van vers 42 af. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal bygevoeg. Dit is die woord van die Here, aan hom al die eer. Skrywer Annie Dillard skryf oor ons belewennisse van eredienste, dalk so net so met 'n halwe tong in die kies as hy skryf die volgende. On the whole, I do not find Christians outside of the catacombs sufficiently sensible of conditions. Does anyone have the foggiest idea of what sort of power we so blithely invoke? Or as I suspect, does no one believe a word of it? The churches are children playing on the floor with their chemistry sets, mixing up a batch of TNT to kill a Sunday morning. It is madness to wear ladies' straw hats and velvet hats to church. We should all be wearing crash helmets. Ushers should issue life preservers and signal flares. They should lash us to our pews. So, wonder ons nog ook in wie se teenwoordigheid ons teenwoordig is, as ons hier op 'n Sondagmôre instrompel of as ons daar in ons leefkamer sit. Glo ons werklik dat die lewende God aktief en handelend is? Miskien het die privaat sekretaris van koning George VI vir ons in gedagte gehad toe hy gesê het, I gave up going to church regularly because I found as a matter of experience that so far from doing me good, it did me harm. It made me more materialistic, spiritually and mentally, and often physically uncomfortable. Daardie eerste Pinksterdag, vriende, was nie sommer vervelig gewees nie. Dinge het gebeur. Stormwind het geruk. Tonge van vuur het uit die hemel uit neergedaal. Mense hoor die boodskap in hulle eie taal. Mense neem die boodskap aan. Mense word gedoop. 3000 mense word tot die gemeente toegevoeg. En hierdie beweging van die Gees gaan voort, as mense volhard in die leer van die apostels, saam bid, die brood breek, daar is uitbundige blydskap, hulle prys God daagliks, en daagliks voeg die Here nog mense by hulle getal toe. Dalk wil jy ook so half sug en sê, dit is so anders
as in die NG Kerk vandag, of dalk in hierdie gemeente, of die gemeente waarvan ek deel is. Meestal beleef ons nie wind en vuur en stormwinde wat ruk en tale wat gepraat word nie. Daar gebeur gewoonlik nie iets aardskuddends nie. Dan moet ons byvoeg, was dit regtig op die oog af ook so ooglopend vir die mense op daardie eerste dag, daar iets groots gebeur het, was dit dan so ondubbelsinnig sigbaar? Want vir baie mense het selfs daardie aardskundige gebeurtenis net verbygegaan. Tevens mense het nie verstaan wat gebeur nie. En ander het dit sommer net afgemaak as mense wat te veel gedrink het, so vroeg in die oggend. Ons bely, broer en suster, dat die woord en gees vandag nog mense uit elke volk en taal versamel om ons te verenig. Die rimpeling van daai Pinksterdag voel ons tot vandag toe nog. Hier in hierdie gemeenskap word ons elke week daaraan herinner dat ons gedoop is, dat ons kinders van God is. Elke dag word dalk nie duisende nie, maar kom daar mense na hierdie gemeenskap toe. Hier waar jy in jou sitkamer sit, of Sondagoggend by mekaar is. En is daar vreugde in die hemel, uitbundige vreugde, oor elke skaap wat teruggevind word, en elke kind wat sy tuiste weer ontdek. Ons bid saam, soos daar die eerste gemeente. Ons dra mekaar se laste, ons deel met mekaar. Elke week beleef mense iets van hierdie dinamika wat ons in Handelinge 2 vind. Daar word uit die Bybel gelees, die leer van die apostels word oordink, gesimboliseer deur die kansel. Ons wy onsself ook aan die gebede, ons bid saam. Ons deel ons gawes met mekaar in die dankoffers en met die wêreld. Ons breek brood saam. En in hierdie gemeenskap word die brood wat ons hier breek ook gedeel met die mense rondom ons, waar ons werk, waar ons leef, waar ons speel. Ook hier beleef ons die diep, onsigbare drama van ons bestaan, die diepste waarheid van die werklikheid. God is besig om ons deur sy Gees te verenig met sy Seun in die verheerliking met die Vader, en ons deel te maak van die Seun se bediening deur die Gees in die wêreld, om hulle ook op hulle beurt uit te nooi, om ons saam met ons God te verheerlik. Wat hier gebeur, is niks anders as wat NG Gemeente Montana se roeping dit ook het nie. Hier, deur die erediens, is God besig om verhoudings te versterk. Vier ons die lewe. Kom ons in aanbidding. Ontvang ons lering en raak ons diensbaar in die wêreld. So, NG Gemeente Montana, vriende wat inskakel, sit gerus daar die harde hoede op. Maak julle sitplek gordels styf vas, want julle is gedoop. En as julle gedoop is, word julle vrygespreek en het julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Die belofte wat bedoel is vir julle en julle kinders, vir almal wat die Here tot hom roep. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Amen. Ons bely vanoggend, as ons diensbaar is en ons dankoffer op een of ander wyse gee, dat dit U is wat die gras laat groei vir die vee
en plante. Dit is U wat vir die mens sorg, om voedsel uit die aarde voor te bring, wyn wat 'n mens se hart bly maak, olie om die gesig mee blink te maak, en brood om 'n mens se hart te versterk. Hoe taalryk is U werke, Here. Alles is met wysheid deur U gemaak. Die aarde is vol van wat aan U behoort. Daarom wy ons onsself aan die Here. Kom ons bid saam. God van verrassings, U Gees het oor die waters van die skepping gebroei en saam met die uitverkore volk in die wildernis, in die ballingskap en in die beloofde land geleef. U Gees het Maria se baarmoeder gevul in die oomblik van Jesus se ontvangenis en oor hom neergedaal soos 'n duif by sy doop. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het U krag, die krag van die Gees hom op die derde dag uit die graf verhef. En in daardie selfde aand het U vergewende genade oor hulle wat hom verlaat het, uitgeblaas. Op Pinksterdag het U Gees laat neerdal oor vreesbevange disippels en hulle met vuur en met krag, verwondering en vreugde vervul en hulle U kerk gemaak. Daarom kan ons nie ophou om U te loof en U te dank nie. God van vertroosting en krag. Ons is afhanklik van U Gees om by ons te wees in ons verdriet en in ons vergenoegdheid, in ons krisisse en in ons tye van rus en vrede. Kom ook nou deur die krag van die Gees, sodat ons gevorm mag word na U beeld, hier waar ons in U teenwoordigheid saam is. God van drome en profeseë, kom vervul ons opnuut met die gawes van wysheid, kennis, geloof, van genesing, onderskeiding, sodat U kerk opgebou kan word in die Seun se gelykenis. Laat elkeen wat honger is na die brood van die lewe, in U hulle vervulling kom vind. En laat elkeen wat dors is, gelawe word in die riviere van lewende water. Laat die woord gehoor word deur almal wat alleen of in vrees of in wanhoop moet leef. En laat al U kinders U stem in hulle eie taal hoor, of dit die taal van die wetenskap of die kunste, van tegnologie of van speelsheid sou wees. Heilig U sigtende skepping, sodat U heelal U asem mag inadem en opnuut met U lewe vervul mag word, sodat ons in U ewige liefde mag deel. Vader, Seun en Heilige Gees, immer een God, nou en vir ewig. Amen. Mag die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat krag en onderskeiding gee, ontzag vir die Here, mag hierdie Gees ook op U rus. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met julle, nou tot in ewigheid. Amen. Staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie weer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Hy lei ons na U. Kom
wees U ook my trooster. Kom ons Skepper hier. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Hy lei ons na U. Kom ons Skepper hier, lewend maker hier. Kom in al U volheid, kom in al U krag. Lei my in U waarheid, leer my van U siel. Wees U ook my trooster. Kom ons Skepper hier, lei my in U waarheid, leer my van U siel. Wees U ook my trooster. Kom ons Skepper hier.